Verbondenheid is 'n geestelike reis. Wie sou jy sê is die eensaamste persoon in jou kring? En wat as die eensaamste persoon in jou kring net wag vir jou om die eerste stap te neem? Dawid skryf hierdie besondere vers oor God in Psalm 68 vers 7. God laat eensames in 'n huisgesin woon. Hierdie verse skryf teen die agtergrond van 'n optog waar Israel jubel oor God se bevryding en God se teenwoordigheid. En in die middel van hierdie vreugde staan 'n baie diep waarheid. God sien die enkeling raak. God merk die uitgeworpene op. God merk die een op wat alleen stap terwyl die skare aanbeweeg. Die outsider word opgemerk en God plaas hulle bewustelik, doelgerig in 'n huisgesin. In 'n wêreld waar eensaamheid as 'n wêreldwye epidemie beskryf word, is hierdie versie net 'n belofte nie, dit word 'n roeping. God werk deur mense, deur jou uitgestrekte hand, deur jou nooi na die oop stoel aan jou tafel, deur jou uitnooi vir iemand om saam in die kring te staan, jou houding wat sê, ek dink aan jou, jou boodskap wat sê, ek dink aan jou. En wanneer jy iemand insluit, word jy deel van God se genesingswerk in hierdie wêreld. Navorsing bevestig wat die skrif alreeds lankal weet, naamlik verbondenheid is een van die kragtigste buffers teen depressie, angs en stres. Verbondenheid is dus nie net 'n sosiale luksheid nie, dis nie net 'n nice to have nie, dis 'n need to have. Dis 'n geestelike en fisiese noodsaaklikheid. En ek en jy is geroep om instrumente van God te wees daarin. Nie omdat ons alles altyd reg doen nie, maar omdat ons bereid is om teenwoordig te wees. En terwyl Moedersdag hierdie naweek gevier word, is dit juist die kans om weer ook verbonde te raak, verbonde te wees met iemand wat 'n moedige figuur vir jou opgetree het, of jou eie moeder was of iemand anders, en na daardie persoon uit te reik en te sê, ek dink aan jou, ek waardeer jou, net 'n oomblik op sy te sit daarvoor, want verbondenheid is 'n geestelike reis. Leef geïnspireerd.